Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ek is Gerard, as ons nog ontmoet het nie, en dis my voorreg om vandag saam met jou te kuier. Dis 'n besondere seisoen, hierdie tyd van die jaar. Kersseisoen, vakansieseisoen. Dis ons voorreg, ons wat hier in die tuinroete woon, om duisende vakansiegangers van reg oor ons land en selfs die wêreld te verwelkom in hierdie besonderse, hierdie mooiste, hierdie beste area in ons land. Ons deel dit graag met mense vir 'n seisoen. Wat ons die graagste met mense deel, is die rede vir hierdie seisoen. Iemand sê nou die dag, it's silly season again. En dit kan wees, dit kan al wees wat dit is. 'n Lawe seisoen waar ons speel en geniet en niks doen nie. En natuurlik is daai dinge baie belangrik om te speel en te geniet en te kuier en niks te doen nie. Die druk in die jaar is baie hoog en is goed om die voet van die petrol af te haal en net 'n bietjie niks te doen nie. Maar dit is nie die rede vir hierdie seisoen nie. Daar's iets baie groter, iets baie dieper, wat ons baie graag as 'n Doxadeo tuinroete met mense van reg oor ons land wil deel. Jesus is the reason for the season. Dis nou al 'n cliché, maar dit is regtig so. En ek wil hê jy moet saam met ons bid, dat die Here in hierdie seisoen ons as 'n Doxadeo tuinroete familie sal gebruik. Dat hierdie seisoen nie net vir mense 'n silly season sal wees nie, 'n lawe seisoen van niks doen nie, maar dat mense van reg oor die land opnuut in hierdie tyd sal ontdek die rede nie net vir die seisoen nie, maar vir die lewe is Jesus. En dat mense, soos Jesus self gesê het, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Dat mense deur God getrek sal word in hierdie seisoen na Jesus toe. En dis wat ons met ons vakansiereeks ook wil doen. Ons wil met hierdie vakansiereeks Jesus vier. Ons noem hierdie reeks 'n storie van die koning. En kom ons bid dat die Here ook die boodskappe in hierdie tyd, in ons gemeente, maar in elke ander gemeente sal gebruik om mense na hom toe te trek. My voorreg is om hierdie reeks te kan inlei en ek wil fokus op die twee gedagtes in hierdie tema. 'n Storie, dis die een gedagte, van die koning. Ons as Doxadeo het hierdie jaar baie gekuier uit Hebreërs uit. Hebreërs, die brief wat ons voorstel aan Jesus, begin die voorstelling so. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur die Seun. Kom ons begin by die moeilike deel in die tema, 'n storie. Baie groot mense, as hulle hoor ons gaan oor 'n storie praat, dan dink hulle, ag, stories is vir kinders. Kan ek jou uitnooi om te onthou, as jy 'n groot mens is, dat toe Jesus die belangrikste waarhede wat hy wou oorgedra het, het hy stories vertel. En ek het dan nou al gehoor hoe groot mense sê, ja, maar jy moet onthou, die mense van daai tyd was nie baie geleerd nie. Nogal 'n arrogante ding om te sê. En die gedagte agter dit is, stories is eintlik net 'n manier om 'n waarheid oor te dra, 'n beginsel, 'n les. Baie mense dink die Bybel is so iets. 'n samevoeging van 'n klomp stories waardeur God vir ons sekere waarhede wil oordra, sekere lesse wil leer. Maar vriende, dan maak jy die eerste deel van die vers nie sin nie. God het in die ou tyd gepraat deur die profete.
Profete wil nie lesse oordra nie. Wat doen profete? Profete sê, geskiedenis is ergens heen op pad. En hierdie profete in die Bybel sê, God, die skepper van alles, is ergens heen op pad met die geskiedenis van sy skepping. Dis per definisie wat profesie is. God is ergens heen op pad met geskiedenis. En baie interessant, die eerste persoon wat 'n profeet genoem word in die Bybel is Abraham. Ek weet nie of jy dit geweet het, Genesis 20. Abraham het nooit 'n profesie gegee van waarna toe geskiedenis op pad was, soos ander profete nie. Hoekom word hy dan 'n profeet genoem? Want God se woord het na hom toe gekom. God het hom en sy gesin geroep, wel gesin, sy vrou en sy slawe en almal, hy het nog nie 'n gesin gehad nie. God het hom vir hom juist die gesin beloof, 'n man en vrou wat nie kan kinders hê nie. God se woord kom na hom toe en deur God se woord is God besig om geskiedenis in 'n nuwe rigting te stuur. Profesie sê nie net God voorspel deur profete die toekoms nie. Profesie sê God kom deur sy woord en hy stuur geskiedenis in 'n rigting. Vriende, die skrif, die Bybel, is nie net 'n samevoeging van 'n klomp verhale wat vir my en jou sekere waarhede wil oordra nie. Natuurlik is daar baie lesse en waarhede in die verhale, maar die grootste waarheid van alles is, daar's 'n God wat alles geskep het. En daardie God het toe geskiedenis in 'n rigting gaan, wat hy dit nie bedoel het nie, deur die mense ongehoorsaamheid, het hy deur sy woord mans, vrouens geroep en geskiedenis in 'n nuwe rigting gestuur. Die hele Ou Testament is profeties. Dit sê God is op pad. En die Bybel vertel vir ons in die Ou Testament die eerste deel van geskiedenis waartoe God op pad is. En dis wat Hebreërs sê, die hoogtepunt van geskiedenis, die eindtyd, die hoogtepunt het gekom. Dis waarna toe God op pad was met die geskiedenis van die wêreld, toe die Seun kom. Dis Jesus. Ek wil jou uitnooi om hieroor te dink. Dit is verskriklik belangrik watter storie jy glo oor die wêreld, geskiedenis, oor God, oor jouself. Hier is hoekom dit so belangrik is. Brian McLaren het gesê, people don't act based on reality. They act based on the stories they believe about reality. Een ding gebeur, twee mense tree verskillend op, reageer verskillend. Hoekom? Want hulle het verskillende stories waarmee hulle lewe. En wat is die Bybel? Die Bybel vertel hoe God op pad was met geskiedenis tot by 'n hoogtepunt. Die hoogtepunt is Jesus, maar wat is die storie? Die Bybel vertel die storie waarvan Jesus die hoogtepunt is. En vriende, dis deur die Bybel, die skrif, wat die Gees my en jou eintlik bemagtig met 'n ander storie, sodat ons anders kan lewe. Een van die mooiste beskrywings van die Bybel vir my is juist so iets. Ek lees dit gou vir jou. The Bible begins with the creation of all things and ends with the renewal of all things. And in between it offers an interpretation of the meaning of all history. This biblical narrative makes a comprehensive claim on all humanity. The story laid out in Scripture from Genesis to Revelation gives meaning and purpose to all people everywhere. Ek en jy het 'n storie nodig om sin te maak en om ons
lewens sinvol te lewe. En dit is wat ek glo wat Hebreërs sê. Die skrif, deur die profete, vir my en jou gee, sodat ons kan verstaan wie Jesus is as die hoogtepunt van hierdie storie. Eugene Peterson, wat die Message parafrase van die Bybel geskryf het, Message is so bekend, hy stel dit so: When we submit our lives to what we read in Scripture, we find that we are not being led to see God in our stories, but our stories in God's. Die uitnodiging van die skrif is, hier is die storie van God, waarvan Jesus die hoogtepunt is. En jy kan jou lewe, jou storie, ontdek in sy storie. En dis waarvoor ek saam met jou die Here wil vertrou in hierdie seisoentyd. In hierdie seisoentyd, dat ons opnuut die storie van die Bybel, waarvan Jesus die hoogtepunte sal ontdek. En wanneer dit gebeur, doen dit iets aan ons menswees. Weer Eugene Peterson, hy stel dit so: Story is the most natural way of enlarging and deepening our sense of reality, and then enlisting us as participants in it. Stories invite us into new aspects of life we may not have noticed or considered accessible. Stories are verbal acts of hospitality. Die storie van die skrif is soos God se gasvryheid wat jou uitnooi. Kom neem deel aan hierdie storie waarvan Jesus, die Seun, die hoogtepunt is. Die eindtyd het gekom, sê Hebreërs, toe die Seun op die verhoog van die wêreld verskyn. En ek en jy word nou uitgenooi. Hy sê, God praat met ons deur die Seun. Ons word opgeroep om ons storie in sy storie om te ontdek. En dan raak die vraag nog meer belangrik, né? Waaroor gaan die storie waarvan Jesus die hoofkarakter is? En dis dan die tweede deel van ons tema, 'n storie van die koning. Kom ons gesels daaroor. Baie interessant. Die hele Hebreërs 1 gaan oor Jesus. En ons het nou die eerste 2 verse gelees. Jesus, die Seun, deur wie God nou met ons praat. Dan gaan vers 3 aan. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid, die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. Jesus se godheid. Ons gaan volgende week oor dit gesels. En dan, net een keer in die hele Hebreërs 1, word daar verwys na Jesus, wat vir ons sonde gesterf het. Hy sê, en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het. So hy noem dit so half terloops. Nadat Jesus die reiniging van sondes bewerk het. Vriende, al klaar, moet dit vir my en jou 'n bietjie van 'n oomblik wees van, okay, maar waaroor gaan die storie dan? Want meeste van ons het groot geword met, dit is die storie van Jesus. Hy is die een wat vir ons sondes kom sterf het. En dit is, hy het, maar dit word net een keer, en ek wil sê amper terloops genoem, in die hele Hebreërs 1. Miskien is dit nou verkeerd gesê om te sê dit is terloops. Dit was 'n belangrike ding wat hy gedoen het, maar dit was deel van 'n groter storie. Wat is die groter storie? Nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterrand van die majesteit in die hoogtes. In die hoogste hemele waar God se troon is, het Jesus nou die posisie ingeneem aan die regterrand van God. Met ander woorde, God delegeer sy hemelse gesag aan Jesus. Dis die storie van 'n koning, van die koning aan wie God sy gesag toevertrou. Dan gaan hy aan, hy sê dis Jesus is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy 'n naam geërf het wat uitnemender as hulle sin is. Hoekom vergelyk hy nou Jesus met die engele en wat beteken dit? Hy sê net daarna, want
aan wie van die engele het hy, dit is God, ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. En ook, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Vriende, hierdie belangrike woorde, en in ons Hebreërsreis, as 'n Doxadou tuinroete gemeente, het ons hierdie jaar baie gekuier rondom die woorde. Hierdie belangrike woorde wat die seun beskryf, kom uit die Ou Testament uit in die vorm van 'n belofte, 'n profesie. Dawid wou vir God 'n huis gebou het, en jy kan lees in 2 Samuel 7 of in 1 Kronieke 17, dat God toe vir Dawid 'n belofte gee. Jy gaan nie vir my 'n huis bou nie, hier's wat God vir Dawid sê, deur die profeet Nathan. I declare to you that the Lord will build a house for you. When your days are over and you go to be with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, one of your own sons. I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for me, and I will establish his throne forever. I will be his father, and he will be my son. Ek lees dit uit die Engels uit, dat jy dit net weer kan hoor, want ons het dit baie hierdie jaar in Afrikaans uitgelees, en ek lees dit uit die Engels uit, maar die Engels vertaal daai woordjie reg. I will raise up. Dis die woordjie vir opstanding. Hoe weet ons dat Jesus die een is wat God vir Dawid beloof het, wat vir altyd gaan heers? Hy het uit die dood uit opgestaan. En dit is waarheen die woorde gewys het. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Dis wat Hebreërs hier aanhaal. Hierdie belofte het nou waar geword. Die seun van Dawid, dis mos hoe Jesus ook genoem word, is Jesus. En Dawid met daai profesie het hy Psalm 2 geskryf. En in Psalm 2 skryf hy oor hierdie koning wat sou kom. En wat sê die koning? Ek wil vir die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Hoor jy Hebreërse woorde? Kom uit die Ou Testament uit die profete uit, om vir ons te sê, wie is hierdie seun wat Jesus genoem word? Hy is die koning wat God beloof het. Interessant, die Psalm gaan ons aan en sê, vra dit aan my en ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Hierdie koning gaan alles erf. Dis presies hoe Hebreërs 1 vers 2 van Jesus praat. Hom, Jesus, het hy, dis God, aangestel as erfgenaam van alle dinge. Een waarheid wat oor en oor beklemtoon word. Jesus is koning van alles. En vriende, hier moet ons 'n bietjie stil staan. Of miskien moet ek dit anders stel, want stilstaan klink of ons nêrens heen gaan nie. Hier moet ons 'n bietjie verder gaan. 'n Bietjie vorentoe druk. Meeste Christene, as jy vir hulle vra, is Jesus koning, sal hulle sê, ja natuurlik. Ek het vir die grootste deel van my lewe, het ek geglo in Jesus, en dit, as jy my sou vra, as Jesus koning, sou ek gesê het, ja. Maar vir my het dit iets anders beteken, as dit wat Hebreërs en die hele Bybel skryf. Die storie vir my was, Jesus is koning van 'n plek genaamd die hemel. En hy het vir my sonde gesterf, sodat ek eendag na sy koninkryk toe kan gaan. En dit, vriende, is presies 'n teenoorgestelde storie as die storie wat die Bybel vertel. As God vir Dawid 'n koning beloof, dan is dit 'n koning vir hierdie wêreld. As God deur die profete 'n koning beloof, dan is dit 'n koning vir hierdie wêreld. 'n Koning wat God se koninkryk hiernatoe bring. Een van die treffendste voorbeelde van dit is Daniël, en jy kan sy profeseë gaan lees, maar ek wil net een voorbeeld gebruik. Daniël is mos nou in ballingskap as 'n slaaf weggevoer. Hierdie empire, die magtige Babiloniese ryk, het Israel oorgeneem, en 'n klomp jong manne is weggevoer, en die koning van hierdie empire kry 'n droom, en in die droom sien hy 'n beeld. Jy kan dit self gaan lees in Daniël 5, gaan net vinnig vertel. Die beeld het 'n kop van goud en allerhande metale, en dan op die ouende voet van klei, en ek kan nie al die detail onthou nie.
Die koning wat die droom kry is baie ontsteld en hy roep sy raadgewers en wyse manne en sê hulle moet vir hom vertel wat hy gedroom het en wat dit beteken. En niemand kan vir hom vertel nie en hy wil hulle sommer almal laat doodmaak. Daniël gaan na die baas van hierdie raadgewers en wyse manne toe en sê, luister, gaan sê vir die koning, daar's 'n God in die hemel wat drome gee en drome uitlê. Hy moet my net 'n kans gee voor hy die ouens doodmaak. En hulle gee vir Daniël kans en hy bid en die Here wys vir hom wat die koning gedroom het van die beeld. En dan is daar 'n klip, 'n rots wat hier van 'n berg af loskom, sonder dat mense hande dit losgemaak het. En dit rol en dit verpletter hierdie beeld. En hoor gou, die klip wat die beeld getref het, het 'n groot berg geword en die hele aarde gevul. En dan verduidelik Daniël vir die koning wat dit die droom beteken. Hy sê daai beeld wat hy gesien het, stel 'n klomp empires voor. Konings, die goud en die silwer en die brons en die klei is alles empires. En dan sê hy, in die tyd van daardie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk vestig wat vir ewig nie vernietig sal word of aan 'n ander volk oorgelaat sal word nie. Hierdie koninkryk sal al daardie ander verpletter en tot 'n einde bring en dit sal stand hou vir ewig. U het daarom gesien dat 'n klip uit die berg van self losbreek, nie deur die toediening van mense hande nie, en dat dit die yster, koper, klei, silwer en goud verpletter. 'n Groot God het aan die koning bekend gemaak wat gaan gebeur. Vriende, die profete is baie duidelik dat as hierdie koning kom en hierdie koninkryk kom wat God beloof het, dan gaan dit die wêreld, en ek sit dit in aanhalingstekens, oorneem. Want dit is 'n anderste oorname wat toe gebeur het, toe Jesus kom. Vir my was Jesus is koning, om na sy koninkryk toe te gaan eendag. Die storie wat die Bybel vertel is anderste om. Jesus bring God se koninkryk na ons wêreld toe. Die mees revolusionêre stelling wat 'n mens kan maak, is Jesus Christus is die Here. Hy is die koning. Die oomblik as jy dit sê, in Jesus se wêreld sê jy, keiser is nie koning nie. Caesar isn't Lord, Jesus is Lord. En vriende, jy moet nou net bietjie dink, wat se implikasies het dit as jy in 'n wêreld van 'n empire sê, daar is 'n ander koning. Dis Jesus. Vir die eerste Christene, dwars deur die Nuwe Testament, vir meeste van hulle, die enigste uitsondering is die Korintiërs. En kyk hoe sleg het dit met hulle gemeente gegaan. Al die ander, die oomblik as jy die belydenis maak, Jesus is koning, is dit soos 'n vonnis wat jy onderteken. Jy is baie keer uit jou familie uitgeskop, jy het baie keer groot verliese gely wat jou besittings of jou huis betref, baie keer in die tronk beland en baie keer is mense selfs doodgemaak. Dit was nie 'n eenvoudige dingetjie nie. Dit was ook nie 'n ander wêreldse belofte waartoe ek eendag gaan nie. Dit het hierdie wêreld gechallenge en die magte in hierdie wêreld gechallenge. En dit lyk vir my, dit was die triek van die duiwel. Om Christene te laat glo, natuurlik is Jesus koning van 'n ander wêreld. Vir 'n ander tyd, wanneer jy doodgaan, los die wêreld uit. Dit is nie die koningskap van Jesus en die koninkryk van God nie. En dis wat Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 3. Ek maak aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Dis wat mense moes doen as hulle daar in die arenas gegooi is en as die leeu's binnekort op hulle losgelaat word, is hulle gesê, vloek Jesus en leef. Vloek Jesus en leef, bely Jesus is Here en sterf. En Paulus sê, die Gees sal jou in staat stel om nie Jesus te vloek nie, maar om Jesus as Here te bely. Geloof en 'n lojaliteit aan 'n koning wat 'n nuwe koninkryk in die wêreld begin het, word deur die Heilige Gees gewerk
ontdek. En my gebed is dat ons in hierdie feesseisoen weer daai storie sal ontdek. Duisende Christene het nodig om daai storie te ontdek oor wie Jesus is. 'n Koning wat deur God gegee is vir hierdie wêreld, om God se koning na hierdie wêreld toe te bring. En soos wat Eugene Peterson sê, wanneer jy daai storie ontdek, you are enrolled and invited as participants. En dis die hele Hebreërs 1. Ag, ons kan net vinnig, net hierna sê hy, maar wanneer hy die eersgeborene weer in die wêreld inlei. Wie is die eersgeborene? Lees Psalm 89. Ek sal hom eersgeborene maak, die hoogste van die konings van die aarde. Wat beteken eersgeborene? Beteken hy is koning. Dis 'n storie van die koning. Oor die engele sê hy maak van sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. En miskien moet ons hierso net so 'n bietjie stil staan ook. Hoekom word daar so baie oor engele gepraat? Want die eerste verbond, die verbond met Israel is deur engele gegee, die wet, en dis hoe God gewerk het met Moses. Dit was deur engele. En die Hebreërskrywer maak nou die punt, as die storie nou gevorder het tot by die hoogtepunt, hoekom wil jy teruggaan? Hoekom wil jy dan nou weer sê, hierdie dinge is belangriker as Jesus? Jy gaan dan terug in die storie. Dis soos 'n ou wat Mosselbaai toe kom vir vakansie, en nou het hy in Mosselbaai ingekom, en nou ry hy weer 20 km terug na die bordjie wat sê Mosselbaai 20, en hy slaan daar sy kamptentjie op. Stupid! Daai was 'n heenwysing. Die profete was 'n heenwysing na wat sou kom. Die engele, alles wat God gedoen het vir ons 'n storie gegee waarbinne ons kan sien wie Jesus is wanneer hy kom. Ongelukkig dink ek ons het die ander kant om weggeval. Ons val nie net terug na die Ou Testament nie, ons smyt die Ou Testament weg. En dan sit ons Jesus in 'n ander storie, soos 'n storie van ons gaan eendag na sy koninkryk toe, in plaas van soos die profete sê. En al die profete is hier op dieselfde bladsy. Want dis God se bladsy, want dis sy storie. Hy gaan 'n koning gee, en wanneer daai koning kom, die seun, die eersgeborene, dan gaan hy die koning van die konings wees. En dan is ons in die laaste hoofstuk van God se groot storie. So gaan Hebreërs 1 aan. Vir die seun sê hy, U troon, o God, is vir ewig. Die scepter van die geregtigheid, die scepter van die koninkryk. U het geregtigheid lief. U haat wetteloosheid. Daarom, o God, het U God U gesalf met olie van vreugde meer as U vriende. Interessant, daai woordjie gesalf is Grieo, waar die naamwoord Christus vandaan kom. Gesalfde. Wat is die ding wat die meeste oor Jesus gesê word in die Nuwe Testament? Hy is die Christus, die gesalfde koning. Hebreërs gaan aan en hy skryf oor die aarde en die fondamente en die hemele wat soos 'n mantel is wat opgerol kan word, maar God se jare gaan nooit verby nie. Maar as jy daai Psalm gaan lees, is Psalm 102, gaan daai hele Psalm oor God se koningskap wat op aarde 'n verskil gaan maak. En dan vers 13. Aan wie van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het. Dit kom uit Psalm 110 uit. Psalm 110 en Psalm 2 is die twee gedeeltes in die Ou Testament wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. 'n Beskrywing van die koning. Vriende, psalms is mos musiek, liedere, gedigte, dis soos die tema musiek van die hele storie. Waaroor gaan die musiek? Daar's 'n koning wat gaan kom. En die Hebreërskrywer sê vir my en jou, dit is die seun waardeur God nou met ons praat. Jy word geroep, ek word geroep, om die sin van ons lewens in sy storie te vind. Om saam met hom te werk vir sy koninkryk, soos in die hemel, so ook hier op aarde. Dit is 'n storie. En dis 'n storie van die
koning. My gebed vir ons, en kan ek jou nooi om dit saam te bid, dat die Here in hierdie seisoentyd elkeen van ons net weer sal herinner aan hierdie roeping. 'n Storie van die koning. Ons jaartema hierdie jaar is His Glory, Our Story. Wanneer jy die storie verander alles. N.T. Wright het gesê, tell someone to do something, and you can change their life for a day. Tell someone a story, and you can change their life. As die storie verander alles. Dis hoe dit vir my is, dis hoe dit vir my was, toe ek ontdek, dat die Bybel 'n storie is van die koning. Wat sy lewe vir my gegee het, sodat ek kan deelneem aan sy koninkryk. Hy is die laaste koning. Hoekom? Want sy koninkryk gaan vir altyd aanhou, totdat alles finaal niet gemaak is. Hieroor gaan ons verder kuier in hierdie reeks. Maar hieroor wil ek jou nooi om die Here te vertrou. Kom ons bid sommer nou. Dat die Here die boodskap oor Jesus en sy geboorte, dit wat ons in die tyd gaan vier, sal gebruik. Oor en oor hoor jy dit in die geboorteverhale. Dis die seun van Dawid. Dit is die Christus. Dis die een wat God vir hierdie wêreld gee. Daar's 'n kind vir ons gebore en op sy skouer rus die heerskappy. Dis 'n storie van die koning waarvan ek en jy nou deel is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die outeur van hierdie storie. U self het deur U woord gewerk en toe hierdie storie op 'n ramp afstuur, het U deur U woord dit in 'n nuwe rigting gestuur. Totdat U self, Here God, mens geword het. Ons kom prys U. Ons kom aanbid U, Here Jesus. Ons kom prys U vir hierdie wonderlike waarheid, dat U koning is, wat U koninkryk na hierdie wêreld toe bring. En ons kom prys U vir die genade, dat U ons roep, ons sonde vergewe, en aan die regterhand gaan sit het, sodat ons nou kan deel wees van 'n storie van die koning. En Here, ons wil U kom vertrou, reg oor die tuinroete, waar daar letterlik honderde duisende mense stroom nou om vakansie te hou. Here, maak hulle ontvanklik. Werk deur U Gees in elke gemeente en op elke plek waar die naam van Jesus aangekondig word, waar die storie van Jesus se geboorte vertel en gevier word. Here God, trek mense na U toe, na hierdie storie, 'n storie van die koning toe. En Here, help dat mense in onsself, ons die hele tyd in hierdie seisoen sal herinner word. Ons het nou deel aan hierdie storie. In die naam van Jesus bid ons dit. En ons bid dit ook, Here, vir die eer van die naam van Jesus. Mag hierdie seisoentyd 'n seisoentyd wees waar die naam van Jesus dwars deur die tuinroete opgelig word. Die naam bo elke naam. Die koning van die konings. Die koning wie se koninkryk besig is om te kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dankie in Jesus se naam. Amen. Vriende, was so lekker om saam met jou te kuier. En ek nooi jou uit, reis saam, woondienste by, gebruik die aanlyn boodskappe en neem deel aan 'n storie van die koning. Die Here seën vir jou.